Tanya, in ons eerste praatjie het ons gepraat van 2 hormone wat by gewigstoename en vet betrokke is. Die eerste een was ghrelin en hierdie een praat ons met ander woorde oor die hormoon leptin. Vreemd genoeg word leptin deur jou vetselle vervaardig, nie deur jou brein of jou byniere of jou skildklier nie, wat jou beskerm teen verhondering van een of ander biologiese rede. Met ander woorde is jou vetselle wat leptin vervaardig. En vir onverklaarbare biologiese redes kan dit verdwaald raak en dit kan ook verkeerde boodskappe vir die brein deurgee. Leptinweerstandigheid beteken dat die boodskappe na die brein verkeerd ontvang word en in die brein opdragte gee, raak in die staat van jou hongerte met verkeerde inligting. En omdat die brein die verkeerde boodskap kry, sien hy nie die ware boodskap van jou liggaam, dat daar genoeg energie of voeding is nie. En dit veroorsaak dat die brein, met ander woorde, hy dink jy verhonger en dan maak hy van alles wat jy eet vet. Daarom dink die brein dat jy in 'n staat van verhonger is en versamel dan alles wat jy eet in 'n vorm van energie en vet. Wetenskaplikes verwys na die toestand as leptin weerstandigheid. Wat reg gekry moet word is duidelik en dit is om met natuurlike middels wat nie skadelik is vir die liggaam nie, komponente van krye, leptin, weerstandigheid en die boodskappe na die brein om te skakel, sodat die liggaam die hormoon leptin weer kan herken. En onthou, leptin word in die vetselle vervaardig, dat die syne wat leptin in jou bloedstroom vrystel na jou brein toe korrek gelees word deur die brein, dat die brein nie dink jy's in 'n staat van oorlewing en verhongering nie, en daarom jou liggaam wat biologies geprogrammeer is om energie te stoor en te oorleef in die vorm van vet, die regte boodskappe te gee, sodat jou energiebron gebruik kan word. En daarvoor moet die reseptore van die brein wat die boodskappe van leptin kry, weer aangeskakel word, dat die brein nie verder dink jy lewe in 'n staat van oorlewing en dat jy verhonger nie. Leptinweerstandigheid is die vraag wat dus ondersoek moet word en wat beantwoord moet word. En die faktore wat bydra tot sy disfunksionele funksie. Die antwoord oor leptinweerstandigheid het gedeeltelik verskyn in 'n artikel van die tydskrif Bioscience, Biotechnology and Biochemistry, en daar is studies natuurlike krye gebruik wat ons hier het by EcoHealth, wat hulle noem bioflavonoïdes. En dit is getoets op oorvetrotte. Die doel was om die leptinweerstandigheid om te keer. Die flavonoïdes het meegebring dat die brein die syne in die bloedstroom afkomstig van die vetselle wat leptin produseer weer natuurlike gedrag gewys het en dat die brein nie langer gedink het die liggaam is in 'n staat van oorlewing of soos wat die Engelsman sê starvation nie. So krye is baie moontlik om leptinweerstandigheid om te keer sodat jou vetselle en die hormoon leptin en die brein met mekaar die regte taal praat. Die mengsel wat ons hier by EcoHealth het, bring ook mee dat die oorgewigrotte se wit vet wat gewoonlik om 'n mens se maag versamel en bekend is vir die oorsaak vir hartvaskiektes, diabetes, demensie, kanker, depressie, daardie vette word natuurlik afgebreek. Om dit te kon doen, het dit die mengselproduksie van proteïen PPAR-alpha vermeerder. Die proteïen bekend vir die afbreek van vet, veral hierdie geharde en gevaarlike vette. Die krye het ook in die studie bloedsuikervlakke gestabiliseer en dit het ook insulienweerstandigheid afgebreek, wat beteken dat die liggaam meer sensitief vir insulien geraak het. En laastens, by al die ander biochemiese prosesse wat gebeur het, het die cholesterolvlakke ook natuurlik gedaal tot veiliger vlakke. Ek wil hier dit half afsluit, want ek wil praat oor die rol van kortisol en inflammasie by vet. Maar opsommend die volgende. Leptinweerstandigheid is 'n hormoon wat van die vetselle en dit praat ook met die brein en dit kan omgekeer word met die natuurlike krye wat ons in ons turnaround combo het hier by EcoHealth. En dit is presies wat gebeur het. En is daar die vetjies om die maag wat ons moet stimuleer, maar daar's ander faktore ook wat 'n rol speel.